Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. Ja, en ek hoop is bietjie rustiger by jou. Ek kom agter ons in kluis, almal is moeg hierdie tyd van die jaar. So daarom hoop ek jy gaan môre ook as 'n rustig gebruik. Ons het 'n Kerssangdiens by ons in Wene in die oggend 9:00, so ek nooi almal ry bietjie uit, kom geniet dit. Dit gaan baie spesiaal wees. Maar vriende, dan Johannes 7 van vers 25. Daarop het sommige van Jerusalem se inwoners gesê, is hy nie die een wat hulle wil doodmaak nie? Kyk, nou, hy praat openlik en hulle sê niks teen hom nie. Die volksleiers het tog nie regtig ingesien dat hy die Christus is nie. Hierdie man, ons weet tog waar hy vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, weet niemand waarvandaan hy is nie. Jesus het toe, terwyl hy op die tempelterrein onderrig gee, uitgeroep en gesê, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom. Tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar hy wat my gestuur het, vir wie julle nie ken nie, is geloofwaardig. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom en hy my gestuur het. Hulle wou hom arresteer, tog het niemand 'n hand op hom gelê nie, omdat sy uur nog nie aangebreek het nie. Maar baie uit die skare het in hom begin glo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy tog seker nie meer tekens doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Jo, geliefdes, hier stop ons vir oggend. Onthou nou, vorige gedeelte het ons gelees dat hulle gesê het, nee, jy het 'n demoon, of jy is mal, want wie wil jou doodmaak? En hier sê die skare, maar dit is mos so dat hulle hom wou doodmaak. En in daai twyfel en die vrae wat hulle begin vra hulle maar, so, jy weet, is hy nie dalk die Christus nie? Christus kan tog nie meer tekens doen as hierdie man nie. En daai hele ding van, okay, maar ons weet waar hy vandaan kom en ons gaan nie weet waarvandaan die Christus kom nie. Dis pragtig Johannes dit neerskryf en as jy die hele evangeliese storie lees, dan kom jy heeltyd hierdie ding agter van weet nie. So hulle dink hulle weet, maar eintlik weet hulle nie. En ek en jy moet onthou, die een waarheid is, ek en jy glo in die Here Jesus Christus, ek aanvaar dit, anders sou jy nou nie hier geluister het nie. Maar wanneer ons met mense praat wat nie gelowig is nie, onthou dat daar by hulle ook vra en twyfel is. Hulle is dalk ook nie so seker van hulle saak nie. Onthou, hierdie mense het nie in Jesus geglo nie. Nou begin hulle vra. Want, hoekom gebeur dit? Hoekom dit? En uiteindelik kom ons sien van hulle begin toe in hom glo. Net soos ek en jy is gelowig is, partykeer tye van twyfel het, wat ons wonder en vra het. Net so moet ek en jy onthou, het die nie gelowig is, ook baie keer vra. En onsekerheid oor hulle eie ongeloof. En daarby kan ek en jy aansluit in gesprekke. En mooi sag is hulle begelei om die regte vrae oor Christus te vra. Mag die Here jou wys as hy iemand oor jou pad stuur vir dit. Mag dit vir jou gebeur. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Here, dankie dat ons daai mag lees en dan mag vashou. En ons bely, Here, dat U die Christus is. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.